Sit aan en geniet. Om mee te begin, Sakeliga plant nog 'n voltreffer, die keer oor swart ekonomiese bemagtiging. Die Appelhof het Sakeliga gelyk gegee dat dit ongrondwetlik is dat staatsorgane voorafgaande diskwalifiserende kriteria soos SEB toepas tydens openbare tenderprosesse. Die hof het voortbevind dat die voormalige minister van Finansies, Pravin Gordhan, ultra-vires of dan buite magte opgetree het toe hy die voorkeur aankoopregulasies van 2017 ingestel het, asof hy wetgewende magte gehad het. Volgens Piet Leroux, die hoofbestuurder van Sakeliga, is hierdie uitspraak van uiterste belang. Dit kom voor dat Gordhan se geslepe plannetjie was dat tenders voor die tyd afgeskiet kon word op grond van arbitrære vereistes, soos byvoorbeeld dat die tendermaatskappy se aandelehouding nie 51% swart is nie. Die boksgeveg oor die regering se rassediskriminasie is nog nie verby nie, maar Sakeliga het daarom hierdie ronde ook gewen. Ons almal weet die ANC spandeer ons geld soos water, maar nou blyk dit dat die land se water verdwyn, soos geld uit staatskoffers. En dit kos ons ook miljarde. Meer as 30% van die water wat damme en riviere na verbruikers herlei, gaan verlore weens lekkende pype en waterdiefstal. Stadsrade kan van nog 10% geen rekenskap gee nie. Dit alles beteken 'n verlies aan inkomste van 10 miljard rand per jaar. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Ingenieurswese het 'n brief aan die Vereniging van Plaaslike Regerings geskryf om die omvang van die probleem te belig, om so ook die vereniging aan te moedig om druk op munisipaliteite te plaas om stikkende pype te vervang en te sorg dat watermeters behoorlik funksioneer. Intussen waarsku kenners dat Suid-Afrika 'n ekologiese ramp in die gesig staar vanweë besoedelde riviere en ander waterbronne. Eskom is toe gedoorie nie net besig om te knoei en knoeiwerk te herstel nie. Die kragverskaffer bou selfs af en toe iets. Die maatskappy het 'n projek afgeskop om 'n 400 kV oordraglyn te bou tussen Groemis en die Noord-Kaap en die Juno substasie naby Vredendal in die Wes-Kaap. Dis die tweede fase van 'n program om die kragnetwerk in die provinsie te versterk. Eskom het die projek bekendgestel in die teenwoordigheid van die twee hoofkontrakteurs vir die projek, Powerline Africa en Siyavuya Umso. Die gevoel onder die nuwe Suid-Afrikaanse skeptiese is dat dit goed is, die projek is in die Namakwa-land en die drade is hoog bo die grond, anders het die lot van ons spoornetwerk dit getref. Siyavuya Umso, net die klank boesem vertroue in, of wat sê ek? Nou vir sombere nuus. Ten minste 7 mense is in 'n gekoördineerde terroriste-aanval in Wene, die hoofstad van Oostenryk, dood. 6 aanvalle is tergelykertyd op verskillende plekke geloods, toe die vermeende terroriste met 4 wapens losgetrek het. Daar was ook verskeie selfmoordbomontploffings. Die kanselier van Oostenryk, Sebastian Kurz, het die skietvoorvalle as 'n afgryslike terroriste-aanval beskryf. Foto's op sosiale media wys wat vermoedelik 'n aantal mans is wat vir die voorvalle in hegtenis geneem is. Nog 'n foto wys 'n man wat gewapen is met 'n aanvalsgeweer en wat in tipiese moslemdrag geklee is. Europa loop tans deur onder terreuraanvalle wat deur islamitiese ekstremiste geloods is. In Frankryk is 'n aantal mense in onlangse weke in mesaanvalle dood en ten minste 2 is onthoof nadat Franse tydskrifte spotprentjies van Mohammed geherpubliseer het. Wen of verloor. 'n Oënskynlike seniele ou man gaan môre miljoene stemme trek in die Amerikaanse 4-jaarlikse presidentsverkiesing. Joe Biden, 78 die maand, en die Demokratiese Party se kandidaat, het die afgelope verkiesingssiklus berig geword daarvoor dat hy dikwels voorkom asof hy die klits kwyt is. Hy het dikwels in die openbaar belangrike feite verdraai, soos om nie te weet in watter staat hy is nie. Wat die Amerikaners se heilige skrif, die onafhanklikheidsverklaring, genoem word, dat hy as president en nie senator staan nie. Dat sy teenstander Donald Trump is en nie George Bush nie. En hy het selfs al sy vrou en sy suster se name omgeruil. Peilings voorspel dat Biden gaan wen, maar dit is nog onseker. Wat wel seker is dat indien Amerika onnosel genoeg is om hom te verkies, hulle hom verdien. Wat is dit wat Dion Opperman nou weer gesê het?
Die kruis wat jy trek, is die kruis wat jy dra. En nou weer verdrietige nuus. Sê dis nie waar nie, maar dit is. Frisjan het besluit om te waai. As jy nie weet wie Frisjan is nie, is jy nie een van die mense wat gesamentlik amper 4 miljoen keer op YouTube gekyk het na die wegholtreffer Wys jou vleis of amper 2 miljoen keer na Ek bly 'n boer nie. Die twee ligte doef musiekliedjies is gesing deur Jan, die eerste autentieke boereknaapgroep. Die 3 groeplede in stywe kakie klere met 2 kleurhemde nogal staan bekend as Lang Jan, Klein Jan en Frisjan. Hulle blote bestaan, hulle ongeërgde boersheid, hulle ironiese styl waarmee hulle die gek skeer met snedige kritisie en veral hulle oorweldigende sukses was 'n stywe vinger in die oog van die algemene publiek buite die laar. Maar nou is dit Jan nie meer nie, want Frisjan het die pad gevat om op sy eie te gaan sing en spiere te bou. Nee, ontspan. Jan bly Jan, want nou is daar 'n nuwe Jan. Ons ken hom net as Mooi Jan. Mammies en sissies, hou julle in.